As jy jou Bybel by jou het, kan jy so lank oopblaai na 1 Timoteus 1, vanaf vers 13 tot 14, 1 Timoteus 1, vanaf vers 13 tot 14, en die gedagte wat ek met julle wil deel vanoggend spesifiek is, nader tot genade. Nader tot genade. Genade is so klein woord, maar genade het ons tot hiernatoe gebring, kerk. Genade het ons hiernatoe gebring, en dit sal ons verder aandra. En Paulus, as jy gaan lees vanaf 1 Timoteus 1, vanaf vers 11 tot 17, dan sien jy Paulus praat, en hy het die dankbaarheid voor die Here, hy bring hierdie dankbaarheid voor God, en hy sê, dankie vir die genade wat U aan my bewys het. Dan kom hy in hierdie spesifieke skrif vanaf vers 13, hy sê, maar God, hy sê, al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig, maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat deel is in Christus Jesus. Paulus maak dit duidelik aan Timoteus, die jongman wat hy oplei, die jongman wat hy besig is om op te rig, om verder te gaan, om 'n leier te word van 'n gemeente, en hy leer om hierdie belangrike ding, hy sê, hierdie is uit groot genade uit, dat ek hierdie vir jou kan skryf, wat ek hierdie vir jou kan sê vanmôre, is net somme iets nie. Dis God se genade, dis God se goedheid, dis sy liefde, dit is wie hy is vanmôre. Hy sê verder in vers 15, sê dit is 'n betroubare woord, en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos, van hulle is ek die grootste. Paulus maak dit bekend en sê, ek is die grootste sondaar. Hy sê verder, maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon, en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo om die ewige lewe te verkry. Paulus maak bekend, ek is die grootste sondaar wat jy ooit kan dink. Hy het mense vermoor, hy het mense vervolg, hy was by Stefanus se steniging gewees, waar hy gaan skou het hoe hy doodgegooi was met klippe. En hy beleef hierdie genade. Paulus kom by 'n plek op die Damaskuspad, en hy beleef hierdie genade van God. Hy beleef hierdie diep liefde. En hy sê, laat ek die getuienis wees van God se genade. En ons elkeen is daai getuienis vanmôre. Amen. Jy moes 'n groot amen daar gesê het. Ek en jy is getuienis daarvan, dat daar genade is, dat God 'n God van liefde is, dat hy vryspreek, dat hy vrymaak, dat hy vergewe, dat hy ons losgekoop het met 'n dierprys, en is nie deur my werke nie, dis nie deur jou werke nie, dis nie as gevolg van 'n kerk vanmôre nie, dis as gevolg van Christus Jesus wat dit gedoen het vanmôre. Hy en hy alleen, niemand anderste nie. En baie kere wat ons die fout maak is, dat ons dink dit is net outomaties die genade. Ons leef en ons gaan aan en ons doen net soos ons wil, en ons dink, ja, daar is genade, is okay, ek kan doen wat ek wil, is genade, die Here sal my vergewe. Maar Paulus kom in Romeine 6, dan sê hy, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Want ek kan aanhou en sodat daar meer genade kan kom, maar dan sê hy, beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Besef ek en jy die diep waarde van God se genade vanmôre? Dat dit net somme gegee is vrylik, en dat dit dierprys betaal daarvoor was. En baie keer hanteer ons dit soos 'n goedkoop lucky packet. Okay, nice. Maar dit is baie duur. Is iets wat ons moet besef vanmôre as gelowiges. Dit is nie iets wat ons mee net goedkoop rondloop nie. Dis iets wat vir my jou gegee is. En nie net vir my en jou nie. Vir die wêreld buite daai twee deure. Vir sondaars, vir mense wat doodgemaak het, vir mense wat vermoor het, vir mense wat in sonde nog leef, is daar vir hulle 'n losprys voor betaal, sodat wanneer hulle by God uitkom, dat hulle sal weet, daar is vir hulle
ook genade. Charles Spurgeon sê die volgende. Hy sê God's grace is infinitely greater than the greatest of our crimes. Charles, hy sê God's grace is infinitely greater than the greatest of our crimes. En tog kan ek en jy dit op tye nie gee nie. Dis nogal seer om dit te sê. Tog kies ons vir wie ons wil genade gee. Terwyl Jesus sê, ek gee vir almal genade, ek gee vir almal 'n kans. Gee ons nog kansse, gee ons nog genade. Geen hoe moeilik dit vir jou vanmôre is nie, kan ons die saad van liefde en genade saai in mense se lewens. Want Paulus het mense vermoor. Moses het ook iemand vermoor. Rahab was 'n prostituut gewees. Petrus het Jesus 3 maal verloon. Hy het gelaster, hy het teenoor God se naam gelaster. Saggeus het mense ingedoen. So kan ek aangaan oor al die mense wat eintlik die dood verdien en maar God sê wag 'n bietjie, ek gaan vir julle genade gee. Wag so 'n bietjie, ek gaan jou op die Damaskuspad ontmoet en ek gaan by jou uitkom en ek gaan vir jou wys wie ek is en vir jou wys wat jy aan my mense doen, aan my doen. Ons almal wat hier vanmôre sit met verskeie sondes of het verskeie sondes in die verlede al gehad. En as ek vir jou moet vanmôre vra, wie van ons verdien die genade? Dan gaan ons sê niemand nie. Is dit waar? As ons na die Bybelkarakters moet kyk en wat hulle gedoen het, gaan ons sê hulle verdien nie genade nie. Maar tog het God se genade genader tot hulle toe. Tog het God gesê, weet wat ek wil vir die genade gee. Ek wil vir die liefde wys. Ek wil vir jou wys wie ek is. Die persoon langs in jou verdien genade. Die persoon in die gebou, wat in die gebou is, elkeen van ons verdien dit nie. Maar as gevolg van 'n liefde, as gevolg van 'n koning, kan ek en jy dit beleef vanmôre. En hy gee dit vrylik vanmôre. Kan jy dieselfde doen? Kan jy sy genade ook gee aan die wat jy nie dink het verdien nie? Wat jy kan sê, jy verdien dit, want jy het die pyn en die seer veroorsaak. Jesus sê in Johannes 8 vers 7, het gaan oor die vrou wat in egbreek vertrap is, sê hy volgende, hy sê, maar toe hulle aan hom vra, om te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. Jesus het vir elke persoon wat hy in kontak mee gekom het, barmhartigheid bewys. Elke sondaar, hy het die fariseërs bestraf, hy het die fariseërs aangespreek oor hulle gedrag, want hulle het geweet wie hulle God is, hulle het geweet wat God vir hulle gegee het, maar die mense wat nie geweet het, het hy barmhartigheid aangewys, en ek en jy, wat mense in aanraking mee kom, wat nie God ken nie, wat nie die barmhartigheid ken nie, moet ek en jy in elke dag en in elke oomblik sê, Jesus het jou lief, daar's 'n plan met jou lewe, jy gaan na die ewige hel toe, maar daar's hoop vir jou vanmôre, daar's 'n kans vir jou vanmôre, want daar was vir my 'n kans gegee, daar was vir my hoop gewees, en daar's nog steeds 'n hoop vir die wêreld daar buite, wat in sonde is. Dink jy dat Adolf Hitler dieselfde genade sou gekry het? Baie van julle gesê nee. Maar as hy opreg sou bely het, was daar genade vir hom gewees. 'n ander man wat ek sy naam nie sal noem nie, wat 5 jaar vonnis gekry het, as hy opreg bely vanmôre, en hy kniel voor God en sê, Here vergewe my, ek het gesondig, is daar vir hom genade? Ja. Hulle sê baie huiwerig vanmôre. Jo, daar's genade. Daar's dit ook mense in die gebou vanmôre wat jou ingedoen. Daar's dit mense wat teen jou gesondig het vanmôre. Daar's dit mense in jou hart vanmôre wat jy sê, Here, hulle verdien nie genade nie. Dan moet jy jouself die vraag vra, verdien ek genade? Nee. Baie kere kyk ons deur die lens van 'n mens en nie deur die liefde van Christus nie. Ons kyk nie meer deur die bloed na mense nie. Ons kyk nie dan deur sy liefde nie. Ons kyk nie deur sy vergifnis nie. En ons raak verbitterd, ons raak verhard in ons harte omdat ons die genade wat aan my en jou gegee is nie kan uitdeel aan ander wat dit so nodig het nie.
Want jy sien, as ek tot God nader, as ek tot sy liefde nader, as ek tot hom nader, dan raak die genade al hoe meer, dan besef ek, Here, ek is 'n sondaar. Here, ek kan nie glo U het my gekies nie. Ek kan nie glo U het my vrygespreek nie. Ek wat ook 'n groot sondaar was en nog steeds op tye foute maak, het U vrygespreek, het U vrygemaak. En wat maak my en jou vanmôre beter om nie dieselfde aan 'n stikkende, gebroke wêreld te wys nie. En beteken nie ons vat net en sê ja, gaan maal in die sonde nie. Nee. Daar is nagevolge van jou foute. Daar is nagevolge van mense se foute. Maar in dit is daar genade. In dit is daar liefde. My jeugpastoor het altyd gesê, Tannie Cathy ken hom baie goed. Hy het gesê, as jy gevang word met 10 kg kokaine in die boot, en daar's 2 groot Nigeriër draaglord saam met jou, as iemand dood in die kar nog ook, en die polisieman keur jou af, en hy sien al die goeders, hy sê, jy kan maar ry. Dis genade. That's mercy. Dis sê, weet wat? Ek weet wat jy vanmôre gedoen het. Ek weet jou sonde. God ken jou sonde vanmôre wat jy al gedoen het, maar hy het weggegooi. Hy het weggegee, die bloed het skoon gewas, en ek en jy is vanmôre witter as die sneeu vanmôre. En dit is vir die mense daar buite, is vir die mense in jou familie vanmôre, is vir die mense in jou werksplek, dis vir die mense wat die grootste seer in jou lewe veroorsaak het vanmôre, dis vir almal vrylik. En ek en jy moet dit deur die liefde van Christus aan hulle wys en sê, weet wat? Ek weet wat jy gedoen het vanmôre. Ek weet die pyn en seer wat jy veroorsaak het, maar ek spreek jou vry. Ek wys jou genade en sê, weet wat, ek weet jy verdien om gepynig te word. Jy verdien om gestraf te word, maar Christus het aan my dit bewys. Wat sou met Paulus gebeur het, dink julle, as Jesus nie aan hom verskyn het nie? Wat sou met die Nuwe Testament gebeur? Daar sal nie iemand anders dit geskryf het, maar tog gebruik Jesus hom. As Ananias nie bereid was om gehoorsaam te wees aan God nie, want as jy gaan kyk in Handelinge 9, was hy bang geweest, hy het gevrees. Hy sê vir die Here, hier is die man wat ons mense vervolg het. Hy het briewe gekry van die raad af om ons toe te sluit, om ons dood te maak. Maar nog steeds hy gehoorsaam. Ek wil vir julle lees wat sê hy in vers 17, hy sê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het, op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Hy spreek hom aan as broeder. Hy ken hom nie, hy weet wat hy gedoen het, maar as gevolg van Christus betoon hy genade aan 'n man wat 'n moordenaar was, en wat bieg en bely het, en hy noem hom broeder. Ons mense in hierdie gebou wat al lankal vergifnis gevra het, wat al lankal skoon gewas is, maar jy hou nog dit wat hulle gedoen het teen hulle. En ons moet versigtig wees, en God sê, as jy nie kan vergewe nie, hoe moet hy ons vergewe? Hoe moet hy my en jou vryspreek as ons iemand anders nie kan vryspreek nie, as iemand nie anders nie kan vergewe nie, as ons nie met dieselfde genade wat hy en my en jou betoon het, aan ander kan wys nie, dan gaan ons voor hom eendag staan, Jesus gaan vir ons vra, wat het jy gedoen? Daai persoon gaan nie langs jou staan nie, het jy vergewe, het jy vrygespreek, het jy dieselfde genade betoon wat ek aan jou betoon het, toe jy voor my gekom het, vergifnis gevra en vryspraak gevra het. Jy is 'n kind van God vanmôre en jy weet wat jy moet doen. Paulus het nie geweet wat hy moes doen nie, want hy was verlore in sy sonde, hy was verlore in wie hy was, in sy ongeloof. Maar jy weet wat jy moet doen vanmôre. Jy weet wat se oproep jy vandag moet maak. Jy weet na watter persoon toe jy vanmôre moet gaan. Jy weet wat jy moet sê en wat jy moet doen. Want die kerk is nie 'n oorlogsone nie. Ek het baie keer al gesê, ek het 'n preek al ook al gedoen, dis 'n hospitaal. As daar 'n persoon is wat die grootste skelm is,
en hy kniel voor die Here vanmôre en hy vra vergifnis aan sy vrygespreek. Moenie toelaat dat die vyand van jou steel vanmôre nie, moenie toelaat dat dit wat jy gedoen het, dat dit wat iemand anders gedoen het, teen hulle gehou word nie, want Jesus het niks teen jou gehou in dit wat jy gedoen het vanmôre nie. Daai trip volgende kerk toe, daai gesprek, daai uitval, jy weet wat jy al gedoen het. En tog sê Jesus, jy is skoon gewas. Omdat jy na my toe gekom het, omdat jy net na my toe gekom het, en net voor my kom kniel het en gesê, jammer Here, vergewe my. Het genade jou skoon gewas. Iets wat ons nie verdien nie. Iets wat ons nie enigstens voor kan werk vanmôre nie. Iets wat ons niks uit ons eie kan doen nie. Maar tog vrylik deur die kruis vir my en jou gegee is. En die vraag is, wat gaan jy met dit doen? Ons lewe in 'n stikkende, goddelose, aaklige, lelike wêreld. Die kerk kan nie ook lelik wees nie. Die kerk kan nie ook verbitterd en vuil wees deur haat nie. Die kerk moet oop arms staan. Ons praat die waarheid, ons spreek die waarheid, ons verkondig dit. Maar in dit is daar liefde. In dit is daar die waarheid van wie die Seun vrygemaak het, is werklik en waarlik vry. Kan jy dit vanmôre aanbied, kerk? Kan jy in jou hart kyk en sê, ek kan dit doen. Ek kan dit gee wat Jesus vir my gegee het. En as jy nie het, dan moet jy by hom uitkom. Sê, Here, help my. Help my, want jy gaan soms die enigste Bybel lees wat iemand in die lewe gaan lees. Jou lewe, jou manier van praat, jy wat ook al jy doen, gaan die enigste getuienis wees. En wat gaan jy getuig vir die wêreld daar buite? Wat gaan jy uitleef vir 'n stikkende, gebroke wêreld vandag en môre, want ons het net vandag, môre is nie beloof nie, sê die woord. Wat gaan jy vandag doen? En my beroep op jou is as gemeente, as kind van God, nader tot genade. Spreek vry, beteken nie die verhouding gaan altyd herstel nie, beteken nie, daar gaan die band mee wees nie, maar jy gaan vry wees in jou hart om te weet, ek het daai persoon 'n kans gegee, sê Jesus vir jou, wat gaan jy daarmee doen? En as dit hulle saak, wat hulle verder met dit gaan doen. Maar moet nie jy as kind van God, moet nie jy as sy kind met dit langer meer woer in jou hart nie. Weer langer meer dit sit en sê, kyk wat hulle gedoen het. Maar dan moet ek jouself vra, kyk wat ek gedoen het. Jo, kerk genade is so groot vir ons vanmôre. Sy genade is onbeskryflik, is so onmeetbaar. Charles Spurgeon sê, dit is 'n abyss, daar's 'n diepte wat ons nooit gaan verg nie, want is so groot en is so wyd en is so groot vir my en jou. En ek wil hê terwyl jy daar jou oë, terwyl jy sit vanmôre, terwyl jou oë gesluit is, wil ek hê dat jy by 'n plek sal kom vanmôre voor die Here, terwyl niemand rondkyk nie, terwyl jou oë en jou hart op God gefokus in hierdie oomblik en die Gees met God met jou gepraat vanmôre. Die Gees van God vir jou dinge uitgewys het wat vir jou sê, waarmee is jy besig? Hoekom hou jy nog hierdie ding teen daai persoon? Hoekom het jy nie al lankal vergewe nie? Hoekom het jy nie al lankal vrygespreek nie? Hoekom het jy nie al lankal genade betoon teenoor daai persoon nie? Want ek hou al lankal nie meer daai sonde teen hulle nie. Hoekom doen jy nog dieselfde? Hoekom hou jy nog dit teen hulle? Hoekom is jy nog in hierdie tronk van onvergifnis? God wil jou heel maak vanmôre. Hy wil jou gebruik in sy koninkryk. Hy wil jou pyn gebruik, hy wil jou seer gebruik. Maar hy kan dit nie doen as jy nie genade wys nie, as jy nie vergifnis gee nie, as jy nie daai liefde van Christus aan 'n stikkende gebroke wêreld wys vanmôre nie. Here, ek bid vanmôre. En as jy in hierdie gebed wil ingesluit, as jy sê, Here, ek het genoeg verbitterheid in my lewe. Ek het genoeg van die dinge van hierdie lewe. Ek wil vrykom. Ek wil laat los, sodat ek kan gee, kan vry spreek, soos U my vrygespreek het.
As jy wil, steek jou hand op vanmôre. Ek gaan saam met jou gebed doen. Ek gaan saam met jou 'n gebed doen. Dankie, ek sien jou hande. Dankie Here dat daar nie 'n limiet is op wie U is vanmôre nie, dat daar nie 'n limiet is op U genade nie, dat daar nie 'n limiet is op U liefde nie, dat daar nie 'n limiet is op wie U is vanmôre. En ek dank Here vir elke persoon wat hulle hand opgesteek het. Ek dank vir elke persoon wat hier vanmôre is met die wete dat U die koning van konings is, dat die heerser van heerser is, dat U bo alles is en bo alles staande sal bly tot in alle ewigheid. En Here, en ek kom loof U vanmôre, ek kom prys U vanmôre, ek bring alle eer aan U vanmôre dat ons voor die genade troon kan kom vanmôre soos U woord sê en kan bely, Here, ek het haat in my hart gehad, ek het geen vryspraak in my hart gehad vanmôre nie, en ek kom spreek vry, ek kom vergewe, ek kom laat U genade deur my vloei, Here Jesus, deur U liefde wat U op die kruis vir my gewys. Dank ek U daarvoor, Here, loof ek U daar vanmôre, want U is God, en ek dank U vir elke persoon, Here Jesus, wat in die genade in beweeg het en gevra het, Here, help my om myselfde genade te wys, help my om myselfde vergifnis te gee aan die wat my stikkend en seer gemaak het, wat my wonde gegee het, Here. Dankie, Here. Dankie, Koning Jesus. Dat ons op U genade kan staan vanmôre, tot dit kan nader. En besef, ons is almal feilbaar. Ons het almal foute, maar dankie tog vir die kruis. Dankie tog vir die naam bo alle name, Jesus Christus, wat my vrygespreek het, wat my met oop arms enige tyd verwelkom en vryspreek van sonde. Here, ek loof U, Here. Here, ek prys U daarvoor, o Koning, Heer. Mag U lof aan op my lippe wees. Mag U liefde deurskyn deur my lewe. Here, ek loof U daarvoor. Ek kan bid U daarvoor in Jesus naam alleen. Ek voel as ek ervaar as nog mense hierso wat moet klaarmaak, moet vrykom van dit wat in hulle harte woed. Ek gaan nog geleentheid skep. Dankie Jesus. Dankie dat U vrymaak vanmôre. Dankie Here Jesus. Dankie Here God. Melissa, ek ervaar nie dat jy nie jou verlede hoe langer teen jou moet self hou nie. Dat jy nie dit wat mense oor jou gespreek het, wat mense teenoor gedoen het, teen jou self moet hou nie, want dit is die verlede. Dit is verby. En hy kan jou vry maak, en hy het jou vrygemaak, en hy het jou lief. Maar daar's genade vir jou ook. En hy het vir jou daai genade gegee. Nie het verdiende loon nie, maar as gevolg van sy liefde vir jou. Jy moet niks wat die verlede gedoen het, niks wat jy in die verlede gedoen het, jou vashou in die toekoms en die plan wat hy vir jou het vir jou lewe nie. Maak klaar met dit, laat dit los. Kom strak ons hande uit kerk na haar toe en ons bid vir haar. Here, dankie dat die genade vir haar ook is. So ook vir ons elkeen, Here, vanmôre is daar vir haar genade. En Here Jesus, dat U haar verlede nie meer teen haar gehou sal word, want U het haar skoon gewas. Soos die vrou in Johannes 8 vers 7, Here Jesus, toe Jesus vra, wie is daar wat teen jou kan kla lê? Niemand, en hy het gesê, gaan in vrede, moenie meer sondig nie, Here, en ek dank dat ons dieselfde kan bid oor Melissa vanmôre, dieselfde kan spreek, Here, in Jesus naam, dat die vyand nie meer haar sal herinner aan haar verlede, en sy sal weet, sy is vrygekoop deur Jesus bloed, daar's genade vir haar vanmôre, en sy kan in U liefde beweeg vanmôre, en dat U nie liefde vir haar is vanmôre. Geen oordeel nie, maar deur die genade van Jesus Christus net liefde, om te sê, hy het jou lief. Dankie Jesus. Dankie dat U in haar hart werk. Dankie dat U in ons harte werk vanmôre en ons herinner dit wat U gedoen het. Here, ek loof U daarvoor, Jesus. Amen. En amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.